Goeienaand, ek is Monty Elof van Lewende Waters Bediening. En dis 'n voorreg om weer saam met u vanaand te kan wees en so 'n bietjie oor die woord te kan gesels. Nou, ons begin vanaand met 'n nuwe reeks oor die Heilige Gees. En die volgende onderwerp wat ons gaan behandel gaan wees vrae en antwoorde oor die Heilige Gees. Nou, ons gaan elke week 1 of 2 van hierdie vrae oor die Heilige Gees gaan ons vir die antwoord. En as u enige vrae het oor die Heilige Gees, dan kan u dit gerus na my toe SMS of 'n e-pos stuur. En onder op die skerm verskyn die inligting, die telefoonnommer, skakel gerus of stuur die SMS en ons sal vir u help met enige vrae wat u dan het oor die Heilige Gees. Nou, hierdie is natuurlik 'n onderwerp waar daar baie min lering oor gegee word. Ek kry dikwels mense wat vir my sê hulle kry glad nie lering oor die Heilige Gees nie. En iemand het al begin praat oor die twee enige God. Onthou, ons dien 'n drie enige God. Maar daar is ouens wat nou al praat van die twee enige God, want dit gaan net oor die Vader en oor Jesus. En dis wonderlik, Jesus is ons redder, hy is ons verlosser. Maar ons moet onthou dat die doping met die Heilige Gees is vir ons gestuur en hy werk onder die gelowiges. Daarom moet ons nie die Heilige Gees nalat nie. Ja, ons praat partykeer oor die Heilige Gees, ons sê iets van die Heilige Gees, maar ons moet in werklikheid onthou dat Vader en Seun is besig om te werk in en deur ons lewe, deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees is geweldig belangrik in hierdie stadium, en tog is dit 'n saak wat in baie opsigte nagelaat word om lering oor te gee. Ons spreek pragtige preke oor Jesus, maar ons moet net verstaan, dat dit eintlik die Heilige Gees is wat ons die inspirasie en die krag daarvoor gee. En ek dink dat die Heilige Gees is geweldig belangrik. Nou, oor wat sê Jesus vir ons in Johannes 14 vers 16 tot 17, hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Hy sal by julle bly en in julle wees. En die eerste vraag wat ek vanaand mee wil begin en wat ek wil beantwoord is, wat is die doping met die Heilige Gees? Want daar is mense wat dit verskillend verstaan en ons wil kyk wat sê die woord van die Here omtrent die Heilige Gees. Nou, die doping met die Heilige Gees is eintlik 'n tweede ontmoeting met God. Die eerste ene is bekering of wedergeboorte, waarin jy jou hart en lewe aan Jesus gee en omkeer om hom te volg. En die tweede ene is die bonatuurlike krag van die van God wat ons in ons lewe ontvang. En Jesus het hierdie krag aan sy disippels beloof toe hy gesê het in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, tot aan die uiterste van die aarde. Nou, onthou nou, hy praat met wedergebore mense. En hy sê vir hulle, julle sal hierdie krag ontvang. En die belofte is vervul toe die Heilige Gees uitgestort is op sy disippels in die bovertrek op Pinksterdag. Toe hulle almal daar by mekaar was, ongeveer 120 van hulle sê die woord van die Here. En dan lees ons in Handelinge 2 vers 4 sê hy, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Hulle is almal gevul. Wat het gebeur? Hulle het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het. Nou, hierdie tweede ondervinding met die krag van God, wat ons die doping van die Heilige Gees noem, word aan die kinders van God gegee om hulle toe te rus met krag uit die hoogte, vir wat? Vir sy dienswerk in sy koninkryk hier op die aarde. En ons moet dit mooi verstaan, want as ons dit verstaan, gaan daar vir ons 'n nuwe wêreld oop. Dit is die geestelike doop wat van Jesus self kom, waarin hy in ons en deur ons begin werk met die bonatuurlike krag van die Heilige Gees. Onthou, ek en jy kan niks uit onsself uitdoen nie. Jesus self het gesê, ek kan niks doen as ek nie my Vader dit sien doen nie. En van die Heilige Gees het hy ook gesê, die Heilige Gees kan nie praat nie en die Heilige Gees kan nie werk nie,
as hy nie sien wat die Vader doen nie. En daarom nou woon die Vader en Jesus Christus deur die Heilige Gees in ons lewe, om deur ons te werk met sy bonatuurlike krag. En die Nuwe Testament beskryf 2 maniere van doop vir die gelowige. Daar is meer ander, maar ek wil by hierdie 2 stil staan in die besonder. Eerstens die doop in water, en dan tweedens die doop in of met die Heilige Gees. Want daar is nou mense wat nou ook weer wil verskil maak tussen doop in die Heilige Gees en doop met die Heilige Gees. Maar kom ons kyk, in Matteus 3:11 sê Johannes die doper vir ons, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, en hy, dis natuurlik nou Jesus, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Dis hoekom baie mense sê dat die doping met die Heilige Gees is 'n doping met vuur. Nou weer eens, as ons wil praat oor die vuur, wat ons later wel oor sal praat, wat hierdie vuur is daar ook 'n verskil van mening, maar dit maak nie aan my saak presies wat die vuur is nie. Ons sal later daaroor meer gesels. In Handelinge 1:5 sê Jesus vir sy disippels, hy sê, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Ander woorde, hy gee vir hulle opdrag. Ons nou Handelinge die 1ste hoofstuk gaan lees. Hy gee opdrag aan sy disippels en hy gaan sê vir hulle, wag in die bovertrek. Hy sê, Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. En dit het presies gebeur, 10 dae nadat Jesus opgevaar het hemel toe op die dag van Pinkster. Dit was 50 dae na Jesus se opstanding in die doodheid. Doop die Here hierdie mense met die Heilige Gees op 'n besondere wyse. Die Bybel sê daar het tonge van vuur op hulle gaan sit, en hulle het begin praat in allerhande tale. Daar was van die tale wat die mense verstaan het. Die Galileërs wat daar was, of laat ek liewerste sê die Jode wat daar was, het baie van die tale nie verstaan nie, of het meeste van die tale nie verstaan nie. En daarom sê die woord van God, hulle was radeloos geweest, hulle het nie geweet wat om te dink nie. Hulle sê, maar is hierdie manne nie almal Galileërs nie? Wat hoor ons hulle in hierdie snaakse tale praat? Ander het gesê, nee, hulle is vol soetwyn, hulle is gedrink, 9 uur in die môre. Maar Petrus staan op en hy sê, dit wat julle nou sien en hoor, hierdie mense is tog nie onder die invloed nie, want is nou maar eers 9 uur. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. In die laaste dae, spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal drome droom, julle jongelinge sal gesigte sien. Nou is dit verbasend dat veral in ons tyd, is mense besig om gesigte te sien. Is mense besig om geweldige drome te droom. Party mense bel myself, dan sê hulle, ek het nou laasnag so en so 'n droom gehad, en kan jy vir my asseblief die uitleg daarvan gee? Nou ja, ag, moenie eers moeite doen om my te skakel nie, want ek lê nie drome uit nie. Ek spesialiseer ook nie eers daarin nie. Maar wat ek wil sê is dat daar is mense wat droom het. En as iemand jou nie kan help met jou droom nie, en jy dink en voel dis belangrik, vra die Heilige Gees om jou te help en om jou te wys wat dit is. Nou, in sy eerste preek op Pinksterdag is Petrus besig om met die skare te praat, en hy kom by Handelinge 2 vers 38, en nadat hulle uitgeroep het en gesê, wat moet ons doen, broeders, om gered te word? En hy sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe of die geskenk van die Heilige Gees ontvang. In Engels lees dit the gift of the Holy Spirit. So met ander woorde, nadat ons tot bekering gekom het, bekering beteken omdraai, bekering beteken ook wedergeboorte, en gedoop is in water, dan sal ons die Heilige Gees as 'n geskenk ontvang. We will receive the Holy Spirit as a gift, 'n geskenk. Nou, volgens die skrif is hierdie 2 dope 2 afsonderlike ondervindings van die heerlike krag van God in die kind van die Here. Die eerste ene is die bekering waar die sondige mens Jesus aanvaar as sy redder, as sy verlosser, as sy saligmaker. Met ander woorde, waar hy hom omdraai en omkeer, want bekering beteken maar net, ek het in hierdie rigting gestop, ek het omgedraai, en ek stap nou in die teenoorgestelde rigting. Jy het jou bekeer tot die Here. Ek was 19 jaar oud, ek was 'n goeie seun, ek het nie gerook nie, ek het nie gedrink nie,
ek het baie min lelik gepraat, ek het nie verkeerde vriende gehad nie, ek was KJV voorsitter gewees, ek het kerk toe gegaan, ek was in goeie stand met die predikant gewees, maar ek het nog nooit tot bekering gekom nie, al was ek aangeneem en voorgestel toe ek 16 was. Ek het nooit tot bekering gekom nie, ek was 19 jaar oud, toe ek gekonfronteer is met die vraag, het jy al Jesus aangeneem as jou persoonlike saligmaker? En by daardie geleentheid, 9 Junie 1962, het ek as 'n jong man van 19 jaar oud my keuse gemaak vir Jesus, om aangeneem as my persoonlike saligmaker en verlosser. En dank die Here, van daardie dag af dien ek die Here. Nou, hierdie persoon wat nou bekeerd is, hy getuig dan nou ook van sy ommekeer by wyse van die doop in die water. Ek het Jesus aangeneem as my saligmaker, ek het my bekeer tot hom, en nou volg ek hom deur die doopwater, want dit is die begrafnis eintlik van die ou mens, volgens Romeine 6 vers 4. Hy sê daar vir ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Met ander woorde, hierdie ou mens van my word nou begrawe, ek staan op in 'n nuwe lewe saam met Christus Jesus, en ek wandel nou in daardie lewe saam met hom nou. Nou hierdie gelowige, hierdie nuwe bekeerling, is nou die voorwerp, of 'n voorwerp van God se reddende genade. God is egter nie net tevrede met ons bekering nie, hy wil net hê ons moet omdraai, en ons moet volg nie. Hy het nou ook krag beloof, om sy getuies te wees. Jy sien, die tweede ondervinding van God se krag is dus by wyse van die doping met die Heilige Gees. Ek is nou 'n wedergebore mens, ek volg die Here, en nou het hy beloof, is daar vir my krag, om my 'n getuie te maak, hier op die aarde, sodat sy koninkryk uitgebrei kan word. Nou hierdie ontmoeting deur die doping met die Heilige Gees, bring die gelowige mens nou in 'n dieper verhouding met God. Dit bring jou nader aan die Here. Dit laat ook toe dat die Heilige Gees jou vul in sy volheid. Jy kom onder die beheer van die Heilige Gees. En dit moet ons mooi verstaan. 'n Mens wat tot bekering gekom het 'n stryd met die vlees. Dis die vlees teen die gees. Die twee staan teenoor mekaar, sê Paulus vir ons in Romeine 8. Hy sê Romeine 7, sodat jy nie altyd kan doen wat jy wil nie. Maar wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, dan gee die Gees jou krag om hierdie vlees van jou te beveg, sodat jy 'n oorwinnaar kan wees. En nie net 'n oorwinnaar oor jouself nie, maar dan ook 'n getuie. Nou is die gelowige nie meer 'n voorwerp van redding nie, hy is klaar gered, maar hy is 'n instrument in die hand van God, deur wie die Heilige Gees nou werk. Daarom, as jy weergebore is, en jy is gedoop met die Heilige Gees, jy spreek in daardie wonderlike taal wat God vir jou gegee het, dan is jy nou 'n instrument in God se hande. Nou het ons die probleem dat baie mense sê, nou moet ek bid vir my gawe. Wel, dis nie heeltemal verkeerd nie, maar dis ook nie heeltemal reg nie, want as jy die Heilige Gees as gawe, as geskenk ontvang het, dan het jy die hele pakket ontvang. Dan is al die gawes tot jou beskikking, en ek het nie tyd om nou daaroor te praat nie. By 'n volgende geleentheid sal ons meer lering daaroor gee. So ek wil nou 'n vergelyking maak tussen die twee dope. Die doop van die onderdompelingsdoop van die gelowige en die doping met die Heilige Gees. Nou in die eerste plek, die belydenisdoop deur die onderdompeling. Eerstens, die kandidaat vir die doop, dis die berouvolle sondaar. Dis die persoon wat sy hart en lewe nou aan Jesus gegee het. Want Petrus sê vir hulle, hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal dan die gawe of die geskenk van die Heilige Gees ontvang. Nou, wat is die element waarin gedoop word? Hy word gedoop in water. Handelinge 8 vers 36 en 38 lees ons, en terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water. Dit is nou die hofdienaar Filippus, die hofdienaar en Filippus, wat nou besig is om te reis op die eensame pad. Hy sê, die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus vir hom, as jy glo met jou hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Met ander woorde, hy het 'n
besluit geneem. Hy het Jesus gekies as redder van sy lewe. En dan lees ons in vers 38, en hy het beveel dat die wa moes stilhou, en het albei in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. So, wat gebeur? Hierdie man het sy hart en lewe aan die Here gegee, en hy het Jesus aangeneem as saligmaker, en hy word gedoop in die water. En wie is die doper? Dis 'n mens, persoon, prediker, of 'n evangelis, of 'n ouderling, wat dan hierdie doopaksie uitvoer. Nou in hierdie geval was dit natuurlik Filippus die evangelis wat hom gedoop het. Nou, wat is die doel van die doop? Die doel van die doop is 'n getuienis van jou bekering en die vergifnis van jou sonde. Met ander woorde, ek het tot inkeer gekom en nou begrawe ek die ou mens saam met Christus deur die doop in die dood om op te staan in 'n nuwe lewe saam met Christus. Ons sien in Handelinge 2:16 leer Paulus, hy sê, en nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Met ander woorde, ek is gereinig, ek is nou 'n nuwe skepsel, dis wat ons ook lees in 2 Korintiërs 5:17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Nou, vers 15 sê vir ons, want jy sal vir hom by al die mense 'n getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. Jy het jou bekeer, jy het jou laat afwas, jy's 'n nuwe skepsel, en nou word jy 'n getuie vir Christus Jesus. Wat is die resultate van die doop? Redding en toegang tot die liggaam van Christus. Markus 16 vers 16, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Ander woorde, ek kan vanaand sê, ek is gered. Jy kan vanaand sê, jy's gered. As jy Jesus aangeneem het as jou saligmaker, kan jy vanaand bely dat jy 'n geredde mens is. Galasiërs 3:27 sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Met ander woorde, ek het my beklee met Christus Jesus. Ek het gehoorsaam gewees. Ek het hom gevolg deur die doopwater. Nou, kom ons kyk dan na die tweede gedeelte, en dit is naamlik die doop met die Heilige Gees. Ek het sê daar's twee dope, die doop, die onderdompelingsdoop in water, en dan die doop met die Heilige Gees. Nou, die kandidaat hier is natuurlik nou die gedoopte gelowige. Jy, 'n persoon wat tot bekering gekom het, weergebore is nou 'n kandidaat vir die doping met die Heilige Gees. Dit staan nêrens daar dat jy moet 'n jaar of 2 aan 'n sekere gemeente behoort, of aan 'n sekere kerkgenootskap nie, of dat jy eers op 'n kerkraad moet dien of so nie. Nee, as jy tot bekering gekom het, is jy 'n kandidaat vir die doping met die Heilige Gees. Handelinge 2 vers 38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde, ek het nou gedoen wat God se woord sê, ek het tot bekering gekom, en nou is ek 'n kandidaat vir die doping van die Heilige Gees. Nou kom ons kyk na die gedoopte heidene in Samaria. Hulle het nou gelowiges geword. Nou sien ons in Handelinge 8 vers 14, Filippus is besig daar, hy sê, en toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Onthou nou, God se eerste evangelis, Filippus, is besig om die evangelie te verkondig daar in Samaria. Mense kom tot bekering, hulle is gedoop in water, die disippels hoor dit in Jerusalem, en nou kom hulle om hierdie mense te kom bedien daar. Nou lees ons in Handelinge 8 vers 16, want hy het toe op nog niemand van hulle geval nie, maar hulle was almal net gedoop in die naam van die Here Jesus. Ander woorde, hulle was nou gedoop. Hulle het hulle toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde, hierdie mense was nou alreeds 'n paar dae, of dalk 'n paar weke gedoop in water, en nou kom die disippels en hulle lê vir hulle hande op, en hulle ontvang die Heilige Gees. Wat is die element waarin gedoop word? Die Heilige Gees. Met die Heilige Gees of in die Heilige Gees, net soos u dit wil gebruik, maak nou nie saak nie, want Markus 1:8 verklaar Johannes, ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. Nou, ons praat baie keer van gedoop in die Heilige Gees, of gedoop met die Heilige Gees, alternatiefelik, maak eintlik nie saak nie. Maar,
Jy word gedoop in die Heilige Gees. Wie is die doper? Onthou, by die doop deur onderdompeling, is dit 'n prediker, of dis 'n evangelis, of 'n ouderling, of wie ook al die doop dan waarneem. Maar by die doop in die Heilige Gees, wie is die doper? Jesus Christus. Markus 1:8, ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. Ons lees ook in Matteus 3 vers 11, hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Met ander woorde, Jesus is die doper met die Heilige Gees. Nou goed, wat is nou die doel van die doping met die Heilige Gees? Om die gelowige aan te doen met krag vir dienswerk. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Lukas 24:49 sê hy, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Hierdie is Jesus se eie woorde. Hy het dit self gesê, totdat julle aangedoen is met krag uit die hoogte uit. En wat is die resultate van die doping met die Heilige Gees? Ons ontvang die Heilige Gees, gepaardgaande met die krag en die gawes wat God vir ons toeberei het. Handelinge 2 vers 4 sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Handelinge 19 vers 6, en Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Dis natuurlik nou die gelowiges daar in Efese. So ons kan baie duidelik sien, daar's 'n verskil tussen die twee dope, en daarom glo ons aan 'n tweede aandoening met krag, die doping met die Heilige Gees. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dan sal julle my getuies wees. Nou as jy nog nie hierdie wonderlike gawe of geskenk ontvang het nie, bestel gerus my DVD's oor die Heilige Gees, en daar's ook 'n boekie beskikbaar om die doping met die Heilige Gees te ontvang, en ons sal dit vir u aanstuur, en u kan hierdie wonderlike gawe ook in u lewe deelagtig word. Nou in hierdie boekie en hierdie DVD's behandel ek onder andere, is die doping met die Heilige Gees werklik noodsaaklik? Tweedens, hoe om die doping met die Heilige Gees te ontvang? Derdens, waarom bid ons in tale? En vierdens, my eie getuienis oor hoe ek tot bekering gekom het en die doping met die Heilige Gees ontvang het. So dis tot u beskikking, as vanaand se boodskap met u gespreek het, bestel dit gerus. Kom ons bid saam. Vader, ek sê vir u baie dankie vir die Heilige Gees. En nou bid ek vir elkeen wat kyk na hierdie program, dat julle ook sal seën en sterk, as hulle nog nie hulle hart en lewe aan die Here gegee het nie, dat hulle vanaand 'n keuse sal maak, as hulle hart en lewe aan u gegee het en nog nie gevul is met die Heilige Gees, dat hulle vanaand 'n honger en dors sal hê om gevul te word met die Heilige Gees. Seën een en elkeen in Jesus naam. Amen. Goed, volgende week, selfde tyd, selfde kanaal, kruiskyk, goeie nuus in jou taal. Goeienaand.